Dis die skrywer Morris West, wat in een van sy boeke vertel van 'n baie eenvoudige, doodgewone ou soos ek en jy, wat hy's daar in die Oekraïne, het hy groot geword en hy het baie van sy lewe spandeer eintlik in 'n gevangeniskamp. En op 'n dag is hy aangestel as 'n geestelike leier met baie invloed. En sy aanstelling was baie onverwags gewees. En mense rondom hom, baie van die leiers rondom hom, het na hom toe gekom en vir hom gevra, wat is jou visie vir die kerk? Watter tipe kerk sal jy graag wil bou? En hierdie man het vir 'n paar oomblikke gedink, en toe antwoord hy die volgende: Find me men and women with fire in their hearts and wings on their feet. Bring vir my mans en vrouens met 'n vuur in hulle hart, die vuur van die Heilige Gees. Bring vir my mense met vlerke op hulle voete, vlerke van gehoorsaamheid en van aksie. Ek soek 'n brandende kerk, nie net 'n besige kerkie, maar 'n kerk wat brand met die vuur van die Heilige Gees. As jy dink aan die tyd waarin ons leef, is daar baie dinge wat die vuur in ons lewe laat verdof. Dink gerus saam met my. Ek dink aan die besig van die lewe. Ons almal hier is besig. En ons het al vir 'n paar keer vir mekaar gesê, die default antwoord wanneer ons vir mekaar vra, hoe gaan dit, is ons sê vir mekaar besig. Maar is die besig en die vol lewens wat soms daai vuur in ons harte verdof. Die besig lei ook baie keer na kroniese moegheid. Ons almal word moeg, maar ek praat van daai diep moegheid, waar dit vir jou voel, ek het net nie energie en krag nie. Daai vuur word verdof. Ek dink is ook die besig van die lewe wat baie keer maak dat ons aandag verdeeld is, en ons gaan vanaand nogal 'n bietjie meer praat oor ons aandag wat verdeeld is, wat amper 'n geestelike vyand in ons lewe is. Dis die skrywer Richard Foster wat gesê het, the greatest distraction for spiritual growth. The greatest enemy for spiritual growth is distraction. Ons aandag is verdeel. Dit maak die vuur verdof. Daar is nog 'n paar goed wat maak dat die vuur in ons lewens verdof. Ek dink aan verhoudingsuitdagings, aan kroniese finansiële uitdagings, waar dit aanhou en aanhou en aanhou. Ek dink aan ons wat dalk op die stadium in 'n gesondheidsuitdaging is. En jy kom agter, maar dis asof al jou aandag, jou energie daarin gaan, dis asof die vuur in jou lewe verdof. Kan ek jou vanoggend vra, hoe lyk die vuur in jou lewe? Brand daar 'n vuur van die Heilige Gees? Of is daai vuur besig om laag te brand? Soos ek genoem het, dis Pinkstersondag. Pinkster wat letterlik beteken 50 dae, kan jy dit dink? 50 dae terug het ons Paasfees gevier, die opstanding, die dood, die opstanding van Jesus Christus. En 10 dae terug was dit Hemelvaart. Met Hemelvaart kry die disippels van Jesus die opdrag om te gaan wag. En die enigste woorde waarin hulle vashou is hierdie belofte, waar Jesus vir hulle sê, dis beter as ek weggaan. Sit jouself in hulle skoene. Ek kan dink, vir 3 jaar leef hulle saam met Jesus, hulle beleef dinge saam met Jesus, hulle elke dag, 24 uur, 7 dae 'n week, is hulle saam met hom, hulle sien wonderwerke, hulle hoor sy lering, en dan kom Jesus op 'n tyd waar hy sê, dis beter as ek weggaan. Wat sou jou reaksie gewees het? Ek dink ons reaksie is dieselfde as hulle reaksie. Here, wat kan beter wees as U wat in persoon by ons is?
En dan sê Jesus, ek gaan my gees stuur. En my gees gaan in julle woon. En dis dan met Pinkstersondag waar ons hierdie bonatuurlike gebeure sien in Handelinge 2. En jy is baie welkom om saam met my te lees. Dit gaan ook op die skerm verskyn uit die 83 vertaling. Jy is welkom jou Bybel oop te maak en ook daar saam te lees. Kom ons lees Handelinge 2 vers 1 tot 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek. Ek wil net gou vir 'n oomblik daar stop. Ons is steeds in Jerusalem. 50 dae voor hierdie was dit Paasfees geweest. Die stad was gevul met mense. En hier met Pinksterfees is die stad weer eens gevul met duisende mense. Ons gaan net nou sien, mense van reg oor die wêreld, verskillende kulture. En dan sê hy, hulle almal was op een plek en dis die disippels bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Dis bonatuurlik. Almal is gevul, of almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. So dit wat gebeur nie net in hierdie vertrek, die bovertrek nie, maar skielik kring dit uit na mense wat ook in die straat is. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe. Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteners en Arabiere. Wow. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gesê, maar wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Die bonatuurlike gebeure op Pinksterdag. Maar nou die vraag, ons sit hier in 2026. Wat beteken Pinkster vir ons? Want ons kyk nie vandag net terug nie, maar ons vra ook, Here, wat is dit wat U vandag in my lewe wil vorm en wil doen? Ek wil graag 'n paar woorde uitlig, wat net my hart geroer het, my hart warm gemaak het, terwyl ek deur hierdie skrifgedeelte gewerk het. Die eerste is die woord vuur. As jy dink aan die woord vuur, reg deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, word die beeld van vuur gebruik wanneer ons lees oor God se teenwoordigheid en God se werk en sy krag in ons lewe. Dink gerus gou saam met my na 'n paar voorbeelde. Ek dink heel eerstens aan Moses. Moses, God praat met hom in 'n brandende bos. In die woestyn is daar 'n bos wat brand en hy hoor God se stem. Ek dink aan die Israeliete wat uit Egipte uitgelei word. En in die nag, in hierdie donker woestyn, is daar 'n vuurkolom wat vir hulle lig maak en vir hulle wys die rigting en pad wat hulle moet volg. Daar is soveel voorbeelde in die Ou Testament. Ek dink aan die profeet Jeremia. En die profeet Jeremia, hy kom op 'n plek waar hy sê, die woord van die Here brand in my. Ek kan nie stil bly nie. Dis soos 'n passie in my. Dis 'n vuur wat in my brand.
Ek dink aan Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, waar hy praat van 'n vuur wat deur smelters gebruik word, waar silwer gesmelt en gesuiwer word. En dan natuurlik hier in Handelinge. In Handelinge waar ons lees daar 4 tonge bo elkeen verskyn. God in die Ou Testament en in die Nuwe Testament word verduidelik. Hy word beskryf as 'n verterende vuur. Hoekom vuur? Wel, uit al hierdie voorbeelde kom ons agter dat vuur verskillende dinge in ons lewens wil kom doen. Die vuur van God. Ek dink aan daai verterende vuur wat onsuiverhede in ons lewe wil kom wegbrand. En daarom Pinksterdag is ook vir ons 'n dag waar ons sê, Here, is daar onsuiverhede wat U in my lewe wil wegbrand? Die heiligheid van God word verduidelik in terme van vuur. Ek dink aan vuur wat praat van God se rigting. En dalk sit jy vandag hier op Pinkster Sondag en daar's 'n besluit wat jy moet neem. Dalk in jou persoonlike lewe of by jou werksplek. Daar's een van 2 paaie en albei lyk reg. Maar dis wanneer God se vuur kom, waar hy ook vir ons hierdie rigting kom wys, soos sy vuurkolom mense gelei het. Ek dink aan passie. Ons hart wat aangesteek word, soos 'n Jeremia, waar ons sê, Here, ek kan nie stil bly nie. En dalk is daar passie wat die Here in jou wakker maak vir 'n bediening, of iets wat hy deur jou wil doen, en dit voel vir jou, dit lewe in jou, dis soos 'n verterende vuur. Ek kan nie anders as om op te tree, en te doen, en te praat nie. Kan ek jou vanoggend vra, weer eens, hoe lyk die vuur in jou lewe? Waar wil God dalk die vuur op hierdie Pinksterdag in jou lewe aansteek? As ek dink aan vuur, dan dink ek aan John Wesley. John Wesley, die stigter van die Methodiste Kerk. En John Wesley wat op 'n plek was in sy lewe waar hy gesê het, maar sy geloof het baie gevoel dis in sy kop, intellektueel. En ek wonder of ons soms op so 'n plek is. Waar dit vir jou voel, ek weet van God en ek ken die Bybel, ek lees die Bybel, maar dit voel vir jou baie intellektueel. En John Wesley kom een aand op 'n plek waar hy in 'n diens sit en daar word gewerk uit die boek Romeine uit en hy sê daar gebeur iets in hom terwyl hy die skrif hoor. Hy sê, it was as if my heart was warmed. En is in daai aand waar John Wesley beleef dat sy geloof gaan van sy kop na sy hart en dit begin uit te vloei in sy lewe. En ek wonder of daar dalk van ons is wat sal sê, maar dis vir my geloof baie keer voel. Dit voel vir my, dis kennis, dis teorie. En my geloof het nodig om te vloei van my kop na my hart, na my lewe. Dis die beeld van vuur. Maar daar's 'n tweede woord wat ek jou wil uitlig vanoggend en dis die woord van bemagtig. Dit is baie interessant. Wanneer ons Handelinge lees, dat in die boek Handelinge, dat ons agterkom dat die Heilige Gees, en ek weet nie wat jou denke is rondom die Heilige Gees nie, dat die Heilige Gees is nie net 'n mag, of 'n krag, of 'n gevoel, of 'n emosie nie. Dat die boek Handelinge kom wys vir ons dat die Heilige Gees is 'n persoon. Dis 'n persoon in hierdie drie eenheid, God die Vader, Seun en Heilige Gees. As jy die boek Handelinge lees, dan kom jy agter, die Heilige Gees lei mense. Die Heilige Gees maak sekere deure oop en sekere deure toe. Die Heilige Gees help met besluitneming. Dis nie net 'n emosie of 'n krag nie. Kom ek noem 'n paar voorbeelde uit die boek Handelinge uit. Ek dink is daar in Handelinge 13, waar daar gepraat word oor die rol van die Heilige Gees in Paulus en Barnabas se lewe. En die skrif sê vir ons in Handelinge 13 dat die Heilige Gees het Paulus en Barnabas afgesonder. En dis deel van die werk van God se Gees. Die Heilige Gees, as jy wil dink aan 'n definisie van die Heilige Gees, die Heilige Gees is die Gees van die opgestane Jesus Christus in die hier en die nou.
Daarom in Handelinge 13 lees ons hoe hy hierdie twee manne afsonder en toerus en stuur. Verlede week het ons met mekaar gepraat oor radikale sending. Elkeen van ons, as jy vanoggend hier sit en jy sê ek's kind van God, ek's vol van God se gees, is jy 'n gestuurde. Jy en ek is 'n sendeling. En daarom kom die Gees en hy kom sonder ons ook af en stuur ons ook. Dit is 'n voorbeeld uit Handelinge 13 uit. Tweede voorbeeld is Handelinge 15. Handelinge 15 vind ons daai groot kerkraadsvergadering. En dan hierdie wonderlike stelling in Handelinge 15 waar hy sê, ons en die Gees het besluit. Dis asof die Heilige Gees kry hierdie prentjie in jou kop, asof jy sit om 'n tafel en daar's 'n vergadering, hy's amper die voorsitter van die vergadering, hy sit in die voorsitterstoel, en hy help met besluitneming. Later lees ons ook in Handelinge 16, net die hoofstuk daarna, Handelinge 16, hoe die Heilige Gees verhinder dat mense na sekere plekke toe gaan, sekere dinge doen, en weer ander deure oopmaak. En net so in ons lewens. Kom God se Gees, en hy maak ook vir ons deure oop. Hy maak vir jou kinders deure oop, hy gee geleenthede, en hy maak ook sekere deure toe. Hy is die een wat bemagtig. Ons kan amper vanoggend sê, soos daai stelling in die begin, dat die Heilige Gees, hy kom vul ons met die vuur van God in ons harte. Maar hy gee vir ons ook vlerke aan ons voete om gehoorsaam te kan wees, om te kan volg in sy voetspore en in sy opdragte. En daarom kom die Gees en hy kom verander ons lewens, hy kom vernuwe ons lewens. Hy kom lei, hy kom maak nuut, hy kom vul jou met hoop en met vreugde. Wat ek agterkom is, daai verandering, dikwels, is dit die mense naaste aan ons, wat daai verandering eerste raak sien. En soms is daai verandering skielik. Maar meeste van die keer kom ek agter dat daai verandering kom in ons lewens geleidelik deur die werk van God se Gees. Ek dink aan een van my beste vriende. In 2000 het ons Kaap toe getrek en een van die eerste mense wat ek ontmoet het, was my vriend met die naam van Dani. Dani het ons ontmoet en hy het ons dadelik deelgemaak van sy vriendekring en ons verwelkom by die gemeente en ons deelgemaak van die lewe van die gemeente. Deur dekades is ek vriende met Dani. Ek het Dani leer ken in sy 20s, in sy 30s, nou in sy 40s. Ek het die voorreg gehad om vir Dani en sy vrou Tia te trou. Gesien hoe hulle kinders gebore word, hulle kinders nou groot is en nou uit die huis uit is. Hoe Dani sy eie besighede opbou en lewe met 'n radikale vrygewigheid. En ek onthou op 'n keer, sit ek by iemand en ek ontmoet hierdie persoon en ek vra vir haar, waar was sy op skool gewees? En sy vertel vir my waar sy op skool was en ek besef, sy was saam met Dani op skool en ek vra vir haar, ken jy vir Dani? Sy sê vir my, Dani, en sy noem sy van, en ek wys vir haar die foto, sy sê ja. En ek sê, dis een van my beste vriende, sy sê, maar is jy vriende met Dani? Ek sê ja. En ek kan sien op die uitdrukking op haar gesig, sy sê vir my, niemand op skool wou vriende gewees het met Dani. Ek sê, hoeso? Want almal het vir Dani vermy. Dani was gewelddadig, hy het gelewe met woede, mense was bang gewees vir Dani. Dani in sy lewe ook, was hy verslaaf gewees in dwelms en hy het op 'n tyd lank het hy sy lewe oorgegee ook aan dwelms en hy het die lewe geleef wat so ver was van God, maar ek het hom leer ken as iemand wat God geken het en gevul is met God se Gees. God wat hierdie man se lewe totaal en al verander het. En dis die tweede gedagte. Dat die Heilige Gees kom ook en hy bemagtig ons om nuwe lewens te kan lei. Vanoggend het ons mense gedoop. Wanneer jy gedoop word, beteken dit nie jy's perfek nie. Wanneer jy gedoop word, sê jy ek kies die pad van Jesus. En hy vul ons met sy Gees en hy help ons en vorm ons om nuwe mense te wees. Hy bemagtig ons deur sy Gees.
Daar's 'n derde woord wat vir my uitstaan uit Pinksterdag uit. En dis die woord wag. Nie een van ons hou van wag nie. Maar hierdie disippels is oop en gereed om dit te ontvang wat God beloof het. Jesus gee vir hulle die belofte en hy gee vir hulle die opdrag om te wag, maar hulle weet nie hoe lank gaan hulle wag nie. Hulle weet nie waarop hulle wag nie. Hulle hou vas aan hierdie belofte of hierdie opdrag, ons moet wag. Nou as jy dink aan wag in jou lewe. Ons wag nie op dinge wat opsioneel is nie. Maar ons wag op dit wat noodsaaklik is vir ons lewe. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. As jy die naweek besluit, ek is lus vir 'n burger, 'n McDonald's burger. En julle as gesin klim in die kar en julle ry, julle gaan na McDonald's toe. En jy kom by McDonald's en die ry is so lank. Hierdie is 'n goudmyn se koe, McDonald's. Hy's altyd besig. En soos wat jy aangery kom, sien jy daai ry is net te lank. Wat doen jy? Wel, dalk sê jy, ons gaan nie wag nie, want dit is opsioneel. Hier's ander plekke wat ek ook burgers kan kry. Ons gaan nie wag nie, die ry is te lank, ons ry eerder na 'n ander plek toe, of ek gaan Pick n Pay toe, koop vir my iets, ons gaan burgers by die huis maak. Dis opsioneel. Tweede voorbeeld. Kom ons sê jy hele gesin gaan Goldreef City toe. En jy spandeer die dag daar, en jy kom by die een rit, en jy sien, maar hierdie rit, die ry is verskriklik lank. Dalk sê jy, kom ons stap eers na van die ander ritte toe, ons sal net nou weer terugkom wanneer die ry korter is, want dit is opsioneel. Maar kom ons sê jy moet 'n vlug haal Kaapstad toe, en dis dalk die laaste vlug vir die dag, jy het duur betaal vir hierdie kaartjie, en jy en jou gesin is op pad om op die vliegtuig te gaan, maar jy sien die ry is verskriklik lank. Wat doen jy? Gaan jy sê nee, kom ons skiep my hierdie ry, kom ons wag vir môre. Nee, jy gaan staan heel moontlik in daai ry. Wanneer iets vir ons opsioneel is, dan wag ons nie sommer nie, maar wanneer dit noodsaaklik is. Dis Glenn Patkin wat die volgende stelling maak, hy sê, waiting on the Lord changes when Jesus goes from being optional to essential. Daar's 'n skuif wat plaasvind. En dis presies wat hierdie disippels beleef het. Jesus was nie vir hulle opsioneel gewees nie. Hulle het geweet, ons moet wag. Ons wag totdat ons ervaar. En daarom hierdie derde woord, die woord wag. Is ek vandag oop en ontvanklik vir dit wat God in my lewe wil doen? As jy dink aan wag, die Lukas Evangelie begin met mense wat wag. Almal in die begin van Lukas is besig om te wag. Maria wag, Josef wag, Simeon wag, Sagaria wag, Anna wag, Elisabeth wag. Almal is besig om te wag. Lukas Evangelie eindig met disippels wat besig is om te wag. En nou begin Lukas sy tweede volume, die boek Handelinge. Almal in Handelinge 1 is besig om te wag. Elkeen van die disippels, 120 in die bovertrek, is besig om te wag. Die kerk van Jesus Christus begin met disippels wat wag. Die eerste opdrag van die opgestane Jesus is die opdrag vir ons om te wag. En daarom vandag, ekskuus, op hierdie Pinkster Sondag word ons ook genooi om te wag op die Here. Net dalk sit jy hier vanoggend en sê, maar kom ons raak prakties. Wat beteken wag op die Here? Dit klink verskriklik mooi en ons sê dit baie vir mekaar, maar hoe werk dit prakties in ons lewens? Daar's
2 werkwoorde. 2 werkwoorde wat ons nodig het om deel te maak van ons ritme. Die eerste werkwoord is die werkwoord vra. Ons het nodig om God gereeld te vra, om ons te vul met sy Gees. Want die vervulling van die Heilige Gees is nie net iets wat een keer in my lewe gebeur nie. Dis derentyd. En daarom hierdie woorde van Jesus, op 'n keer sê hy, maar ons as aardse ouers weet, om goeie gawes ook aan ons kinders te gee, en daarom sê hy ook, hy sal sy Gees aan ons gee. Elkeen van ons wat vra. En daarom vandag ook word ons genooi om te vra, en te sê, Here, kom vul my met die Gees. Daar's 'n tweede werkwoord, en dis die werkwoord ontvang. Vra en ontvang gaan saam. Ontvang, op 'n keer, die opgestane Jesus verskyn tussen sy disippels, wat vreesagtig is, en hy blaas oor hulle, met hierdie opdrag, en hy sê ontvang. Vra en ontvang. Dis wanneer ons vra en ontvang, waar ons mense word, wat in die begin, wat beskryf word, as mense met die vuur van die Gees in ons lewe, en vlerke op ons voete. En mag ons dit ook hierdie Pinksterdag beleef, dat God ons ook vul, weer opnuut ook vul, met sy Gees om in ons te werk, maar ook deur ons te werk. Kom ons staan, dan gaan ons saam bid. Ek wil jou nooi vanoggend, ons bid nie net met woorde nie, maar ons bid ook met ons liggaam. En as jy gemaklik voel om jou hande uit te steek, in hierdie posisie van ontvang, van oorgee. Here, dankie vir u Gees. Dankie dat u sê ons is 'n tempel van u Gees. Dat u nie vandag woon in tente of geboue nie, maar u kies om in ons te kom woon. Ons is die tempel van die Heilige Gees. En daarom wil ons ook vandag vra, kom vul ons, Here. Kom vul ons weer opnuut ook vandag. Dat ons mense sal wees wat al hoe meer sal leef met die vuur van die Heilige Gees in ons harte. En met vlerke op ons voete om gehoorsaam te wees. Dat u ons bemagtig om u koninkryk te kan leef in ons gemeenskap. Dankie daarvoor. Here, ons wil ook vanoggend ontvang. En vra kom vul ons, Here, dat ons kan oorloop. Kom vul ons met die lewende water van die Gees, dat ons riviere van lewe kan wees, wat vloei na die gemeenskap en mense rondom ons. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Begeerte is na u, na meer en meer en meer van u. U teenwoordigheid spoel my gee, dis so soet om u by te wees. Spoel oor my, vloei deur my, maak my 'n rivier wat vloei met liefde, maak my 'n rivier wat vloei met vrede, dat almal wat kom druk, broed
maak my 'n rivier van liefde. My hartsverlange is na U. U bly in my en ek in U. Dis soos waterstrome wat oorloop. U wat my weer met die gees kom door. Spoel oor my, vloei deur my. Maak my 'n rivier wat vloei met liefde. Maak my 'n rivier wat vloei met vrede. Dat almal wat proe lewe. Maak my 'n rivier. Maak my 'n rivier wat vloei met liefde. Maak my 'n rivier wat vloei met vrede. Dat almal wat kom drink, proe lewe. Maak my 'n rivier. Spoel oor my, vloei deur my. Spoel oor my, vloei deur my. Oorvloed lewe spoel oor my. Lewensvreugde vloei deur my. Lewenskrag wat oor laat leef vloei deur my. Maak my 'n rivier wat vloei met liefde. Maak my 'n rivier wat vloei met vrede. Dat almal wat kom drink, proe lewe. Maak my 'n rivier. Maak my 'n rivier wat vloei met liefde. Maak my 'n rivier wat vloei met vrede. Dat almal wat kom drink, proe lewe. Maak my 'n rivier. 'n rivier van liefde.